And you called my name, said you knew me long before I was born. Goeiemôre vriende en baie welkom by ons erediens vanoggend en ek hoop dat jy vandag ook die teenwoordigheid van die Here hier op 'n baie spesiale manier sal ervaar. En baie welkom by die NG Gemeente Noon en die Hervormde Kerk Oos-London, twee gemeentes wat saam 'n oase van Jesus se lig en hoop wil wees as 'n gemeente wat gekies het om saam te werk en die koninkryk van Jesus Christus te dien. Ek gaan vir ons die fotum en die seën uitspreek en dan gaan ons met die res van ons erediens voortgaan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die Here het aan ons sy liefde getoon. Hy het sy enigste seun na die wêreld toe gestuur sodat ons deur hom kan lewe. Hy is Immanuel, God met ons. Genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Verlosser. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg om vandag saam met julle ook Sondag te kan vier, die dag waarop Jesus ook die mag van die dood oorwin het. En vandag is die 4de Sondag van Advent en ek hoop dat julle vandag ook hier die belangrike boodskap van God se liefde sal ontvang. Maar kom ons raak net vir so 'n oomblik stil en dan bid ons saam. Ons Here en Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg dat ons vandag hier by mekaar kan wees. Dat ons u opstanding deur Jesus Christus wat uit die dood opgestaan het, dat ons lewe kan vier. Dat ons net vandag vrede in ons harte kan hê en die feit dat ons weet ons die ewige lewe verkry het ook deur Jesus Christus. Nou is ons in die adventtyd waarin ons hierdie afwagting van Jesus eens op 'n tyd gevier het, maar waar ons ook self in afwagting leef van Jesus se weerkoms. En ons wil vra dat u vandag in ons harte sal kom spreek, in ons gedagtes, en dat u vir ons vandag die helderheid van verstand sal gee om ook te luister, sodat ons kan gaan doen wat u ook van ons vra, Heer. Wil u gee dat ons vandag bovenal u ongelooflike liefde vir ons sal ervaar en wil u gee dat dit 'n vrede oor ons sal bring wat niemand uit ons harte kan wegneem nie. Ons dank u, Heer, vir u groot genade. Amen. Vriende, verlede week het ons 'n bietjie gekyk na die Magnificat wat Maria se loflied was aan die Here nadat sy in Lukas besef het dat sy eintlik baie geseënd is. Sy moes onder baie moeilike omstandighede eintlik vir Jesus in die wêreld bring, want sy en Josef was nog nie getroud nie. En dit het waarskynlik vir haar 'n baie moeilike situasie veroorsaak. En dan kom sy by haar tante Elisabeth, wat haar dan onmiddellik attent maak op hierdie belangrike verwagting dat Jesus sal kom deur haar en dan kom hierdie pragtige loflied wat sy sing om aan God eer te bring vir dit wat hy deur haar gaan doen. En vandag dink ek dit is ook baie gepas dat ons dan met die 4de Sondag van Advent kyk na hoe God se liefde ook mense dring in hierdie omstandighede voordat Jesus gebore is, om ook te volg wat God hulle lei om te doen. En natuurlik kan ons dan nie verby Josef as karakter in hierdie Jesus narratief dan stap nie. En dis presies wat ons ook vandag gaan doen. Maar voordat ons daar kom, wil ek hê julle moet eers so bietjie saam met my dink. Want ek dink as ons terugdink aan hierdie jaar, as ons terugdink aan die baie omstandighede wat ons dalk al deur ons lewe ervaar het, dan was daar verseker al 'n klomp omstandighede gewees wat ons moet probeer hanteer. En ons kry dit nie altyd so goed reg om dit op ons eie te kan hanteer nie. Ons word uitgedaag met krisisse in ons lewe en dan
hoor ons hoe God eintlik vir ons vra om op 'n sekere manier op te tree, maar dan is dit nie altyd so maklik om te volg wat hy vir ons vra nie. Want dit wat hy van ons vra, is nie altyd die logiese antwoord of die antwoord wat ek voel die regte antwoord is in die moeilike omstandighede nie. Dink nou maar byvoorbeeld as ons na hierdie prentjie kyk, hierdie man wat in die donkerte staan en opkyk na die hemel en begin om blitse te sien slaan. En mens kan net eintlik jouself verbeel hoe hy dan voel in hierdie omstandighede. Want in hierdie donkerte voel hy magteloos dalk. Voel hy dalk, wat moet ek nou volgende doen? En boonop daag hierdie omstandighede hom ongelooflik uit. En partykeer voel 'n mens asof 'n mens eintlik besig is om weg te hardloop, of jy wil net weghardloop vanaf die donkerte. En dan partykeer mis 'n mens nog die lig ook. En hierdie is 'n belangrike aanknopingspunt vir ons prediking vandag, want in 'n sekere sin kom daar ook 'n donkerte oor Josef wanneer hy uitvind dat Maria swanger is. Want uit die aard van die saak sou hy nie dadelik verstaan het wat hier aan die gebeur is nie. Julle sal sien ook dat ons aan die einde van 2021, so voor die Kerstyd, ook 'n erediens gehad wat oor Matteus 1 vers 18 tot 25, skus, vergeet ek nou op die oomblik die teks, van Matteus 1 vers 18 tot 25 daaroor gegaan het. En toe het ons die vraag gevra, maar wat as ek in daardie omstandighede was? Wat as ek in dieselfde omstandighede as Josef was, waar my verloofde skielik swanger is, en ek weet dat ek eintlik niks daarmee uit te waai gehad het nie. En hoe hanteer ek nou hierdie situasie? En dan hoor ons hoe God dan uiteindelik aan Josef verskyn, en Josef dan vir die Here ja sê, ja Here, ek sal doen wat U vir my vra, en hy trou met Maria, en uiteindelik sien hy dan hierdie wonder gebeur. Maar nou wil ons die vraag net so bietjie anders te vra. So terloops, as jy na daardie preek wil kyk, is jy welkom om daarna te kyk onder aan hierdie video in die beskrywing, daar sal 'n skakel wees, of jy kan eenvoudig, ek moet na die ander kant wys, hierso op die kaart klik wat hierso ergens te bo my kop sal verskyn, en dan kan jy na daardie erediens gaan en dit ook kyk. En ek dink dit sal vir jou 'n groter prentjie ook gee van waaroor ons vandag praat. Want die vraag wat ons eintlik vandag wil beantwoord, gaan nie net rondom Josef se gehoorsaamheid aan God nie, maar ons wil 'n bietjie kyk wat het hom gemotiveer, en wat was sy motivering in die eerste plek gewees vir sy optrede. En nou dink ek dis belangrik dat ons eers weer 'n bietjie gaan kyk na hierdie teks uit Matteus 1 vers 18 tot 25. Kom ons lees nou hierdie gedeelte saam. Die geboorte van Jesus Christus het so gebeur. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun, en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur, sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul kon word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word beteken, God is met ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en haar as sy vrou by hom geneem. Hy het nie met haar gemeenskap gehad, totdat sy aan 'n seun geboorte gegee het nie, en hy het hom Jesus genoem.
Tot sover hierdie skriflesing vir vandag. Sjoe, ek kan my nie indink hoe Josef moes gevoel het toe hy hierdie nuus gehoor het nie. Maar het julle gehoor waar hierdie teksgedeelte begin? Dit het my eintlik weer opnuut so baie getref, want sy optrede in hierdie situasie is merkwaardig. Hoor net wat sê dit hier. Omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Hoor dit weer, omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Wat gebeur hier? Ek wonder net, hoe groot moes Josef se liefde vir haar gewees het, dat hy besluit het, weet jy wat, dit is nog baie vroeg in haar swangerskap, en voordat sy in die skande kom, en sy dalk nog aangekla word daarvan, dat sy op hom verneek het, of hoe kan mens, nou kan ek nie die Afrikaanse woord dink nie, maar die Engelse woord is adultery gepleeg het, wat strafbaar was, partykeer deur vroue te stenig in daardie situasie, sê hy nee, ek het haar te lief, ek gee vir haar te veel om en daarom sal ek eerder hierdie verloving breek terwyl die swangerskap nog vroeg in 'n vroeë stadium is. Dan sal daar geen oneer oor haar kom nie. Ek dink nie dis totaal geen oneer nie. Ek dink in die situasie sou sy nog steeds oneer ervaar het, maar dan sou sy ten minste ook nie as iemand gesien het wat egbreek gepleeg het, daar is die woord nie, egbreek gepleeg het teenoor haar man nie. En wat gebeur? Dit is die besluit wat hy neem. Maar dan kom God in die verhaal. God kom in die verhaal deur hierdie engel wat dan aan Josef verskyn en vir hom sê, Josef, weet jy wat? Moenie van Maria skei nie. Moenie van haar skei nie, want sy is die een deur wie hierdie belangrike belofte van Jesaja 7 vers 14 vervul sal word. Hierdie woorde wat sê, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word beteken God is met ons. Jesus word aangekondig as hierdie een wat sal kom om vervulling te gee aan hierdie lang verwagte woorde uit Jesaja 7 vers 14. En kom ek gee net gou 'n bietjie agtergrond oor hierdie teks se oorspronklike konteks, want Jesaja 7 vers 14 was na alle waarskynlik eerder bedoel gewees om na koning Hiskia te verwys wat sou kom om 'n goeie leier weer vir Israel te wees. Na al die slegte leiers wat hulle gehad het, wat afgode aanbid het in die tempel en allerhande verkeerde dinge gedoen het wat teen God se wil was en nie God se opdragte uitgevoer het nie, het hulle verwag dat daar 'n beter koning sou kom. En aanvanklik was hierdie verwagting Hiskia gewees, maar dan wanneer hy ook op later in sy lewe, hy was definitief as een van die beter konings beskou, wanneer hy dan ook later in sy lewe verkeerde dinge begin doen en hy uiteindelik sterf, dan besef die mense maar, ons het eintlik nog 'n beter koning nodig. Ons het iemand nodig wat ons vir ewig sal vrymaak van ons laste. Wat ons vir ewig vry sal maak van die mag van ons vyande, die mag van die bose, soos hulle dit sou beskryf het. En wanneer die Nuwe Testamentiese skrywers hierdie kry, is Jesus die ware vervulling daarvan. Want die mense was net nie in staat om aan daardie standaard van die tipe koning wat Israel eintlik nodig gehad het nie. En hoor nou mooi, wat Israel nodig gehad het, kon voldoen nie. Daar's net een wat werklik God se wil sou kon vervul, en dit was uiteindelik toe nou hierdie kindjie gewees wat hier aangekondig word aan Josef. Jesus, die Christus, wat beteken dat hy verlosser is, en wat hy ook Immanuel sou noem, die mense Immanuel noem, wat beteken God is met ons. En hierdie is eintlik deel van die motivering hoekom
Josef dan uiteindelik gehoorsaam is aan God. Want nie net is hy wetsgehoorsaam soos hierdie teksgedeelte sê nie, maar miskien moet ons in die groter konteks van Matteus lees dat Matteus ook verstaan dat wetsgehoorsaamheid beteken dat ons in liefde teenoor God en in liefde teenoor ons naaste moet leef. Miskien is dit hoekom hy dit hier net skryf as wetsgehoorsaam. Maar wetsgehoorsaamheid beteken om lief te wees. Maar wie is dit wat Josef dring? Want dit kan so maklik klink asof dit Josef was wat hierdie magnifieke karakter is, hierdie amper helde figuur in hierdie verhaal. Maar Josef reageer eintlik net op God se liefde. Dis vir hom so wonderlik om te hoor dat hierdie lang verwagte messiaanse verwagting nou vervul gaan word, dat hy weet, dit is die God van liefde wat hier praat. Dit is die God van liefde wat vir hom ook 'n geleentheid gee om deel te word van hierdie groter verhaal. Want eintlik is Josef in 'n krisis. Die situasie met Maria, wat nou swanger is terwyl hy maar nog net aan haar verloof was, het nie net vir Maria 'n krisis veroorsaak nie, maar ook eintlik maar vir hom. En wat tog nou uitgestaan het vir ons in hierdie gedeelte is dat Josef in hierdie omstandighede onmiddellik nie aan sy eie oneer dink nie, maar Matteus wys ons eerder daarop dat Josef se liefde van Maria so groot is dat hy haar eintlik nie in oneer wil bring nie. So dit maak nie saak watter kant toe hy sou gaan in hierdie verhaal nie, sy doel was nie om vir Maria seer te maak nie, maar hy wou uit liefde gehandel het. En dan kom God by met sy aankondiging, met sy liefde, en dan omdat Josef in daai moment verstaan wat 'n groot ding besig is om hier te gebeur, en hy verstaan hoe groot God se liefde vir die wêreld is, sê hy dan onmiddellik ja vir God. En nou moet julle dalk 'n bietjie gaan kyk na die vorige aanlyn diens wat nou hierdie vraag gevra het of ons dieselfde sou gedoen het, maar dis nie waar ons vandag gaan stilhou nie. Ons wil weet eerder, hoe kan ons dieselfde doen? Hoe kan ons ook in ons eie gemeente, waar ons graag 'n oase van Jesus se lig en hoop wil wees, dieselfde doen? Liefde. God se liefde is die antwoord. God se liefde vir ons is die antwoord. Want vandag dink ons bietjie eerder oor hierdie liefde wat Josef ervaar het op daardie oomblik deur God, en hoe hy dan inderdaad sy eie keuse, sy eie voorkeure op sy geskuif het, sodat God se plan uitgevoer kan word. Hierdie is nie net gehoorsaamheid soos wat ons het verstaan nie, soos hier's 'n reël, doen dit, of God sê dit, en omdat God dit gesê het, doen dit nie. Hier is 'n liefde vir God, en 'n groter liefde ook vir Maria, wat hom dring daartoe, om in hierdie situasie op te tree soos wat hy het. Iets van hom moes tog gesê het, maar ek wil eintlik nie vir Maria los nie, want ek is nog lief vir haar. Ek verstaan nie wat besig is om hier te gebeur nie, maar ek bly vir haar lief. En dan kom God in die verhaal, en hy gee daai sekerheid vir Josef, dat dit wat besig is om met Maria te gebeur, haar swangerskap, nie maar net per toeval is nie, maar dat hy 'n plan het om hierdie lang verwagte profesie van Jesaja 7 vers 14 in vervulling te bring. En kom ons kyk bietjie verder in die teks. God se liefde en die belofte dat Jesus na ons toe sal kom en genoem sal word Immanuel, God met ons, is wat vir Josef eintlik hier aangryp. En hy moes sekerlik gedink het, maar hoe kan ek wegstaap van Maria? My eie, die moontlikheid sou nog steeds kon bestaan dat my eie, as hierdie storie uitkom, dat my eie eer in gedrang sou kom, omdat ek nou wraggies waar gaan trou het met 'n vrou wat swanger geword het, voordat ek ewen met haar enigiets te doen gehad het. Maar dan skuif hy dit op sy, want hy wil
Hy ervaar hierdie liefde van God ook vir hom, om hom deel te maak van hierdie situasie. Miskien is dit iets van dit. Is ook sy liefde vir Maria. Is amper asof God vir Josef probeer wys het, dat hy kan sien hoe God se liefde tot sy volkomenheid kan kom, as hy in sy liefde by Maria sal bly. God wat hom motiveer. En dan, wat doen hy? Hy trou sommer dadelik met Maria, want iets van God se liefde word vir hom sigbaar, hoorbaar, wanneer hy hierdie woorde van hierdie engel hoor. Die sterk klem in hierdie gedeelte is dis nie eintlik op die mens nie, maar heel eerste op God se liefde en hoe dit ons help om ook self ja te sê. God maak vir Josef deel van sy liefdesplan met die wêreld. En weet julle wat? Die realiteit is dat God vir my en vir jou, vir ons in hierdie gemeente, Nahoon gemeente en die hervormde gemeente Oos-London saamgesit het en ons ook saam wil gebruik om in liefde sy grootheid in hierdie wêreld te gaan indra, om iets van Jesus sigbaar te maak in hierdie wêreld. Ons as gemeente kan genade, beskerming en God se teenwoordigheid kies, omdat God ons eerste lief gehad het. So word ons 'n oase van Jesus se lig en hoop. Maar dit is nie altyd maklik om ja in moeilike situasies te sê nie. Maar wat belangrik is dat ons na God gaan. En dit is deur sy liefde en deur sy liefde alleen. Hoor net wat dring vir Josef, nê? Dis deur sy liefde wat ons dit wel kan regkry om vir God ja te sê en dan te doen wat hy van ons vra. Hoe lyk dit wanneer ons dan die onmoontlike reg kry? Wanneer ons vir wat vir ons onmoontlik klink en dalk vir ons oneer en skande gaan bring, hoe kry ons dit reg? Hoe lyk hierdie onmoontlike? Goed, wanneer iemand vir my kwaad raak, veg ek nie terug nie. Ek maak nie terug seer nie. Dit vra baie en ek dink elkeen van ons sal kan erken dat ons dit nie op ons eie partykeer enigsins kan regkry nie. Dit is nie altyd maklik om die versoenende pad te loop of om die pad te loop waar ons net terugskiet en terug seer maak nie. En dan onthou ons God se liefde deur Jesus Christus vir ons. Hoe hy eens op 'n tyd klein geword het in die vorm van 'n babatjie in 'n krib neergelê is, nederig groot geword het, uiteindelik mense se lewens aangeraak het in sy liefde en sy genade en sy teenwoordigheid en hoe hy dan uiteindelik op die kruis vir ons sou sterf. Onthou ons dit. Onthou ons hoe groot God se liefde vir ons was, dat hy dit vir ons doen. Dan word dit vir ons makliker om te sê, weet jy wat? Hierdie persoon wat oorkant my staan en my siele na my afvuur, hierdie persoon wat vuishoue aan my uitdeel, of met sy woorde my seermaak, my afbreek tot op die grond. Ek hoef nie terug te reageer op dieselfde wyse nie. God het my lief gehad, en terwyl hierdie persoon alles in sy vermoë doen om oneer aan my te bewys, en al is hierdie situasie 'n donker situasie, wil ek graag die lig van Jesus in hierdie situasie indra. Want dis hoe lief God vir my gehad het, en daarom wil ek ook op dieselfde manier lief kan hê. Nog 'n moontlike situasie, wanneer ek iemand anders 'n kans moet gee om voor te kom, is dit nie altyd maklik nie, om prys te gee wat ek moontlik sou kon wen in die situasie, is nie altyd maklik nie. As dit miskien sou beteken dat ek uitmis om self nog 'n ekstra R1 miljoen te verdien, ek oordryf nou natuurlik 'n bietjie, nê, maar as dit sou beteken dat ek self op R1 miljoen ekstra sou uitmis, om dan vir iemand anders 'n geleentheid te gee, sodat die son ook in hulle kop kan skyn. Hoekom? Omdat ek ook vir hulle lief is, en ek vir hulle omgee.
Dis hierdie tipe liefde wat Josef van God ervaar, wat ook dan hom help om sy liefde aan Maria uit te leef en saam met haar 'n lewe te begin in baie donker en moeilike omstandighede. Kan ons dieselfde doen wanneer ons in so 'n situasie is? Ons kan as God se liefde vir ons duidelik word. Miskien ondervind jy probleme in jou huwelik of jou romantiese verhoudings of sommer in vriendskappe of so, en wat maak ek dan? As dit vir my onmoontlik lyk om myself prys te gee, hoe doen ek dit? Ek vind eers weer daai liefde van God. Ek gaan weer na God en ek onthou sy liefde vir my. Ek gaan lees dit en ervaar dit in my binneste en dan vind ek weer my liefde vir daardie persoon. Dit is vir my altyd so snaaks as ek met mense praat wat probleme in hulle verhoudings ondervind, want die meeste van die kere is dit oor die eie ek partykeer 'n bietjie te veel op die voorgrond verskyn. Dit is die meeste van die kere wanneer mense vergeet, maar hierdie klein goedjies waarmee hulle besig is, die tandeborsel wat nie weggepak is nie, die handdoek wat op die vloer lê en al hierdie goed, dit die klein dingetjies van die lewe is, en dit nie ons liefde vir iemand moet wegneem nie. Ons laat so maklik toe dat die skorrelgoed wat nie gewas is nie, in die pad van ons verhoudings kom, nê? Want hoekom? Ons interpreteer dit as daardie persoon is nie vir my lief nie, terwyl dit 99% van die keer nie die waarheid is nie. Ons baseer so baie van hoe ons reageer op persepsies van wat ons dink ander mense dink, en dan vergeet ons, maar ek is eintlik lief vir hierdie persoon. Ek is eintlik lief vir hierdie persoon, en daarom sal ek nie op so 'n manier reageer dat dit my verhouding sal skade doen nie. En waar leer ons om dit te doen? Dit begin wanneer ons hierdie liefde van God ervaar, wanneer ons in Jesus 'n redder vind, 'n redder wat ons help om te fokus daarop dat ons stryd nie teen vlees en bloed, soos Paulus later sê, is nie, maar teen die bose van hierdie wêreld. Hierdie persoon is belangriker. My liefde vir hierdie persoon is belangriker. Hoe kan ek hierdie persoon nader op so 'n manier dat ek nooit hom sal laat twyfel of haar sal laat twyfel dat my liefde nie vir hom of haar geëindig het nie. Ek onthou vir God. Ek onthou God se liefde en dit help my. Wanneer ons verstaan hoe groot God se liefde vir ons is, dan gaan ons in gehoorsaamheid en ons gaan maak reg wat gebroke is uit ons liefde vir daardie persone. Hoor julle, daar is 'n element van gehoorsaamheid in Josef se optrede, nê? Maar wat is die motivering hier agter? God se liefde. God se liefde. En wat bly vir ons oor? Ons kan miskien in baie donker situasies wees, soos hierdie man, wat aan die einde van die tonnel die lig sien en die lig volg. God is daardie lig wat ons moet volg. Jesus is daardie lig wat in die wêreld gekom het, sodat ons weer nuut kan begin en oor kan begin en uit ons donkerte kan kom. En meer nog, sê hierdie gedeelte dat Jesus Immanuel is, God met ons. Met ander woorde, God sal ons nie alleen los in hierdie donker situasies waarin ons osself bevind nie. En as ons nie dit in eie krag kan doen nie, dan gaan ons weer terug na Jesus. Ons gaan terug na God en ons gaan soek vir sy lig. En in hierdie tyd, waar ons Advent vier, waar ons Kersfees vier, en ons kyk na die kersliggies op ons bome, vriende, kom ons herberaam dit, want hierdie kersies op die bome, hierdie liggies op die bome, is vir ons simbolies van Jesus Christus wat die lig geword het en ook in ons donkerte kom skyn het. En elke liggie wat op daardie kersboom is, kan ons weer 'n bietjie herbedink en sê, maar weet jy wat, ek wil soos daardie liggie op die kersboom wees, wat in die donkerte skyn en mense se harte vul met vreugde.
My liefde moet so groot wees, dat ek soos hierdie liggie is wat skyn, en maar net 'n refleksie van Jesus se lig is in hierdie wêreld, sodat mense weer hoop kan hê. As ons as gemeente 'n oase van Jesus se lig en hoop wil wees, dan gaan ons na Jesus en ons herontdek sy liefde vir ons. Ons herontdek hoe Jesus die lig is wat in hierdie wêreld gekom het, om vir ons in ons donkerte ons daaruit te lei. En mag sy liefde en sy genade en sy vrede in jou woon, en mag elkeen van ons soos daardie liggie op die kersboom wees wat skyn en in hierdie wêreld hoop bring. In hierdie wêreld 'n simbool sal wees van God se liefde en hoe hy ook in ons lewens werk. Amen. Terwyl ons so bly sit, kom ons bid saam. Here in Hemel, Vader, ons wil vandag vir U baie dankie sê dat ons ook vir Jesus as die lig in ons wêreld kom ontvang het. Dankie dat hy ook so geskyn het, dat U liefde vir ons so duidelik geword het. En dit dring ons. Dit bring ons verder, Heer. Dit bring ons nader aan U. En ons wil vra dat U ons sal help om in daardie selfde liefde ook uit te reik na die mense rondom ons. Wanneer dinge moeilik raak, wanneer dinge donker raak, wanneer dit moeilik raak in ons verhoudings of waar ook al, Here, vra ons dat U ons sal help om die liefde vir die mense rondom ons te vind, sodat ons 'n pad met hulle sal stap wat tot herstel sal lei, wat tot vernuwing van verhoudings en verdieping van ons verhoudings ook sal lei. Ons bid dat U met elkeen sal wees wat siek is. Ons bid met elkeen wat dalk alleen voel in hierdie tyd en dalk voel asof hulle in die donker is. En ons vra, Heer, as dit U wil is, gebruik ons om ook daar U lig te gaan skyn. Ons bid dit in U groot en U heilige naam alleen. Amen. Vriende, wat 'n wonderlike voorreg om vandag saam met julle te kon kuier hier rondom die woord van die Here, en ek bid dat ons ook God se liefde eerste sal ervaar in onsself en dat ons uit daai liefde ook so sal gaan optree soos wat Josef het. Ek gaan nou die seën uitspreek, broers en susters, maar daarna is daar 'n paar afkondigings wat flits en julle is baie meer as welkom om daarna te kyk. As jy dalk wil bydra tot die bediening van die Hervormde Gemeente Oos-London en die NG Gemeente Nehoen, twee gemeentes wat saamwerk, kan jy so maak deur hierdie besonderhede op die skerm te volg, of die maklikste is eintlik net om na die onderkant van die beskrywing van hierdie video te gaan kyk en daar die twee skakels te volg waar jy by een van hierdie twee gemeentes 'n bydrae kan maak. Broers en susters, kom ons ontvang dan nou ook die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God wat deur die donkerte dring, die lig van God wat in die wêreld skyn, Jesus se lig wat deurbreek en vir ons vrede bring, julle elkeen toevou, en mag die Heilige Gees in ons harte leef en ons elke dag herinner dat ons deel is van God se koninkryk. Amen. Broers en susters, ek sien julle dan volgende week.
before his throne. He touched my lips and made me whole, exchanged my heart of stone for one of flesh and blood.